dis jy soos dit waar ons by 'n plek kan kom en sê, as ons praat oor 'n storie van vervulling, 2000 jaar terug is daar 'n oomblik in ons geskiedenis as gelowiges plaasgevind waar die Heilige Gees neergedaal het op hierdie aarde. En ek dink vir baie van ons is dit dalk 'n vreemde konsep, en vir baie het ons dalk 'n spesifieke belewenis van dit al gehad en 'n spesifieke idee van dit. En ek dink wanneer ons praat oor die Heilige Gees, is dit so belangrik dat ons nie God van hom skei nie, Jesus van hom skei nie, die Vader van hom skei nie. En ek dink is baie keer ons probleem is dat ons is op 'n sekere manier geleer en ons het hierdie fondasie gelê in ons lewe waarop ons die goed bou en dan, jy weet, dan kom ons op 'n plek in ons lewe waar 'n paar goed begin skud en dan voel ons gebou staan nie. Soos byvoorbeeld, my ma is in haar 80's, net so oor die 80, en sy is nou die dag in 'n gesprek, en die persoon vra vir haar, hoorie, so, is jy gedoop in die Heilige Gees? En my ma sê ja, sy sê, maar spreek jy in tale? En my ma sê nee, sy sê, maar dan sê nie gedoop in die Heilige Gees nie. En is die de mekaar spel, en my ma bel my, om vir my te sê, Aubrey, help my, op 80. En mag ek vanoggend jou by 'n plek bring waar jy dalk iets kan ontdek, dat dit nie met jou gebeur as jy op 80 is nie. Laat die wêreld nie geskit word oor dit wat iemand anders te vir jou sê nie, maar dit wat jy self ontdek het. Soos wat ons vandag kuier, wil ek jou vra om te hoor. Wat sê Jesus? Want hy is die hoogste gesag. En hy behoort die hoogste gesag in ons lewe te wees. En ons moet besef ook, jy weet, jy lees in Johannes oor die Heilige Gees, en jy lees dan in Handelinge oor die Heilige Gees, en Paulus skryf oor die Heilige Gees, en dan het ons hierdie verskillende aspekte, maar as jy nie begin by die plek waar Jesus wil hê, ons moet begin nie, dan gaan die goed nie vir jou in plek val nie. Die bekendste gedeelte oor die Heilige Gees is in Handelinge 1 vers 8, wat die volgende sê, maar julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees, in Jerusalem, en in hele Judea, Samaria, en tot in die einde van die aarde. Twee goed, julle sal krag ontvang, dit sê vir my iets so duideliks, dat die Heilige Gees in my en jou iets wil doen. En dis wat ons moet ontdek, wat wil die Heilige Gees in my en jou doen? En daar is 3 goed wat ons in die volgende paar weke oor gaan gesels, is hy maak Jesus en die Vader teenwoordig. En dis ons probleem baie keer. Waar is God nou? Waar is Jesus? En iets wat ek en jy moet ontdek is alles by ons. En dis waartoe ons gaan met hierdie gesprek. Julle sal krag ontvang. 'n teenwoordigheid. Die tweede gedeelte is hy transformeer ons na wat toe? Na die nuwe skepping wie God ons gemaak het, die nuwe skepsel, sodat ek en jy daardie kan uitleef natuurlik. Dis die krag wat in my en jou werk. In die derde gedeelte, hy bemagtig ons met wat? Met die missie. Om wat te kan doen, om in hierdie aarde 'n verskil te kan maak, om in hierdie aarde waar God ons geplaas het, wat sy smaak is, wat sy liefdevolheid in is, dat ons dit kan openbaar van wie hy werklik waar is. Ek wil in Johannes bietjie stil staan vandag en ek wil jou vra regtig om te hoor, wat sê Jesus? Nou is 'n gesprek eintlik wat Jesus voer met 'n fariseer, en hierdie fariseer se naam natuurlik is Nikodemus. Nikodemus was 'n leier in die Jode. So hy was deel van die Sanhedrin, en hier in die nagtelike ure kom hy na Jesus toe. En dit is interessant want hy praat met Jesus en hy noem hom leermeester. Nou leermeester het 'n spesifieke konnotasie, om te sê daar's 'n spesifieke gesag wat ek aan jou toeken. Ek erken iets op jou lewe. Maar wat nog interessant is dat hy sê dat ons weet iets van God. Die erkenning dat
Jesus Christus van God is, hoekom? Oor die wonders wat hy gedoen. Hy het gesê, daar's niemand wat kan hierdie wonders doen as hulle nie van God is nie. So die erkenning is daar, maar hulle sien hom nie as die seun van God. Die bestemde Messias nie. En interessant, Jesus se antwoord op hom is dat amen, ek stem saam met jou. Ek is van God. Eintlik, jy weet, hallo, ek is God, maar anyway, kom ons gaan aan met die storie, en dan sê hy, Nicodemus, as jy nie van bo gebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Nou is interessant, Nicodemus het hom nie gevra oor die koninkryk nie, Jesus antwoord hom, want Jesus weet waartoe hierdie gesprek gaan. Kan ek vir jou gou gesê, Jesus weet waar is die vraag wat jy het. En Jesus weet om jou te lei na die plek toe om antwoorde te kry op jou vraag. Sy reaksie is om te sê, maar ek is ons nou al 'n volwasse man. Hoe is dit moontlik dat ek weer in my moeder se skoot kan opgaan? Dit maak nie sin nie. En dan sê Jesus vir hom, as jy nie van water en gees gebore word, jy kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. En hier is ons probleem. Ons dink baie keer, Jesus praat hier van 'n toekomstige verwysing. Want hoekom? Want ons het hier die perspektief dat ek moet hemel toe gaan. En ons mis eintlik wat hy hierso sê. Eintlik in vers 12 help hy om te sê dat, hoor hierso, Nicodemus, ek wil gou net iets vir jou sê. As julle nie kan glo wat ek praat oor die aardse goed nie, hoe sal julle ooit glo as ek wil praat oor die hemelse goed? So hy praat oor iets wat hier plaasvind. Wat ek en jy moet ontdek wat nou besig is om te gebeur. Wat gebeur het. Dis eintlik waartoe hy ons wil vat. En dan kom Jesus na hierdie gedeelte en dan sê hy vir hom in vers 7 tot 8, moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom nie en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. So Jesus gebruik hier die woordjie wind om vir my en jou iets te kan verduidelik. Nou die woordjie wind en die woordjie Heilige Gees is presies dieselfde in Hebreëus en in Grieks. Ruach in Hebreëus natuurlik en dan in Grieks dieselfde konsep. So wanneer hy praat hieroor, moet ek en jy verstaan, hy probeer ons op 'n plek bring dat ons kan iets ontdek van wind en gees. Nommer 1, dis soewerein. Nee? Jy kan nie vir die wind sê waant om te gaan nie. Dis presies dieselfde met die gees. Ons kan nie vir die gees sê wat om te doen nie. Hy's soewerein. Daar's geen invloed op hulle nie. Die tweede gedeelte is natuurlik, hy's teenwoordig deur 'n sigbare effek. Ons bly in P, ons verstaan wind, nê. Nee. Alles hang so. Dis die effek op dit. Maar ek en jy moet verstaan, daar's 'n effek wat die Heilige Gees op my en jou lewe het. En dan derdens kan hier optrede verduidelik nie. Dis geheimsinnig. Hoekom? Want dit spruit voort uit onsigbare en gedeeltelike onkenbare faktore. Dis hoekom hy sê. Ons weet nie waar dit vandaan kom nie. Ons weet nie waartoe hy gaan nie. Maar hier is 'n ding, ons weet dis hier. So, jy weet die wind is hier. Hoekom? Want dit het 'n effek. Nee. Hier reën dit mos nie so nie, dit reën so. Ek verstaan nie al lag nie. So kry hulle dit reg. Daar's 'n effek wat die wind op ons lewens het. So Jesus kom en help ons om te sê dat ek en jy moet van bo gebore word. Dis die gesprek. En dan moet ons iets ontdek. Want ons kon sê baie keer oor die Heilige Gees en die teenwoordigheid van die Heilige Gees mis ons. En dan het ons 'n klomp verduidelikings en ek het so groot geword. Nou een van daai goed is jy moet jou hart skoon maak sodat Jesus kan kom woon. Dan sê ek dan vee ek, ouens, dan vee ek, nê. So kom ek nie van besem vir jou nie. Dan vee ek. En as ek weer kyk, dan sal weer stof.
Dan soos okay, die Here gaan nou nie intrek nie, want dan stof. En dan probeer ek hom skoonmaak en is Andy en Jik en al daai goed, nee, en ek probeer my bes, maar kry net nie die kamer skoon genoeg en dan sit soos in okay, so Jesus gaan nie intrek nie. Want die plek is vuil. En dan lees ek iets soos in Johannes 4 vers 1 tot 2 wat sê geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste op hulle of hulle van God kom, want daar is reeds baie vals profete in die wêreld. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. So ek wil jou volgende help om te sê dat as jy bely dat Jesus Christus vlees geword het, dan het jy die gees. Want hy sê jy kan nie dit anders te bely nie. Dan beteken dit mos nou iets vir my en jou. Dat ek en jy nie betrokke was by hierdie gedeelte dat God se gees ingetrek het nie. Dis iets wat hy gedoen het. En Johannes help ons daarmee. As jy in 1 Johannes gaan lees in vers 12 en 13, dan sê hy, hoor gou, hierdie is nie deur 'n wilsbesluit gedoen nie. Dit is ook nie die feit dat jy deur bloed gebore is ensovoorts. En hy sê hierdie het God gedoen. En daarom sê hy die volgende. Hy sê almal wat hom aanvaar, gee hy die reg om kind van God genoem te word. En die enigste manier hoe ek en jy hom kan aanvaar, is die feit dat die Gees dit in ons wakker maak. En daarom kan ek en jy as gelowiges weet dan dat die Gees in my en jou is. En hierdie Gees is besig om iets te produseer in ons. Dis hoekom hy sê, daar's 'n aktiwiteit wat daar uitkom. Wat is hierdie aktiwiteit? Dat ons sal getuig. Want die Gees het 'n effek op my lewe. Dis nie getuig van wat die woord doen nie, of wat die woord sê nie. Ek getuig deur in my lewe wat Christus kom doen het. Want ek en jy was nie betrokke in dit wat hy gedoen het nie. Hy het dit vir my en jou gedoen. Vir hierdie mensdom het hy gesterf. En ons in hom geneem op daardie oomblik. Ons is deel van hom en daarom is ons saam met hom opgewek. En nou hoor gehou, is ek en jy nie meer 'n toeskouer nie, maar ons is 'n deelnemer. En wanneer ons oor hierdie goed dink, moet ek en jy weet dat, hoor hierso, dis net genade. Ek kan nie boast daaroor nie. Want dit is hy wat dit gedoen het. En dit is vir my so mooi, hy sê wat hy begin het, sal hy volbring. En ek en jy moet net toelaat, dat die Gees nou in ons begin produseer, wat hy bestem het om te doen. En dit is vir my juis, van Johannes 14, wat Jesus hierdie gesprek het met sy disippels. Hoor wat sê hy? Hy sê, en ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. Dit beteken helper, advokaat, trooster, iemand om jou te help en by te staan. Sodat hy, hoofletter hy, God self vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie. Nikodemus, as jy nie van bo gebore word nie, sal jy nie die Gees sien nie. Jy sal nie die koninkryk erken nie. Hy sê die wêreld sien hom nie en ken hom ook nie. Want hulle erken nie Jesus as koning nie. Hy sê julle ken hom egter omdat hy by julle bly en in julle sal wees.
Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle. Nou hier is die gedeelte wat mense mee stoei, want hier gaan ons outomaties na wat? Die wederkoms. Maar dis nie die gesprek hier nie. Hoe kom hy weer? In die Gees. En dis waartoe hy gaan. Hy sê nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie. Die teenwoordigheid van Jesus Christus as persoon nie meer nie. Waar is hy? In die heilige. Hy's in die onsigbare. Maar julle sien my. O, wag 'n bietjie. So die wêreld sien nie, maar ons sien nie. Maar hoe sien ons hom? Omdat ek leef. En julle sal leef. Ek het nie gekom te oordeel nie, maar om wat te gee. Om vir julle lewe en dit in oorvloed. Dat ek en jy sal leef. Wat sal ons leef? Hierdie nuwe lewe. Julle sal krag ontvang. Die teenwoordigheid van my sal by julle wees. En wat sal gebeur? Die effek daarvan op julle lewe. Hoe sal julle weet ek is met julle? Want julle sal leef. Die effek kan nie niks wees nie. Die effek dat Jesus in ons is, produseer 'n ander lewe. Nou sê hy hier die volgende. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my. Want waar hy is ons. En waar ons is hy. Daar is nie 'n skeiding nie. En ek en julle, wie my gebooie het en dit onderhou. Wat is die gebooie wat hy hiervan praat? Johannes help ons met daar. Ek gee aan julle 'n nuwe gebod. Hierdie gebod is dat julle mekaar sal lief hê, soos ek julle liefhet. En hy sê, wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet. So hy sê vir ons, luister, jy kan nie iemand anders te lief hê, as ek nie in jou is nie. So die teken van die feit dat God in my en jou lewe is die feit dat ons kan lief hê. So dis die probleem, jy kan nie lief hê as hy nie in jou is nie. En hierdie word vir my en jou 'n realiteit, om te sê, hy is by my, hy is teenwoordig, hy is met my, ja, hoe is dit, want my lewe is anders dan. Nou sê hy, en wie my lief het, my Vader sal hom lief hê, en ek sal hom lief hê, en myself aan hom bekend maak. Nie Judas Iskariot nie, vra hom toe, Here, hoe is dit dat u uself aan ons gaan bekend maak, en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord hom, as iemand my lief het, sal hy ter harte neem wat ek sê. Kan jy dit hoor? Ons ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Hy sê, as iemand my lief het, sal hulle ter harte neem wat ek vir hulle sê. Dit sal deel word van wie ek is. Dit is wie my mensdom is. As God sê ek is 'n nuwe skepsel, dan sal ek dit ter harte neem. As hy vir my sê, ek het nie vir jou 'n gees van vrees gegee nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing, dan sal ek dit ter harte neem. Jy sien, want ek kan lief hê. Hoekom? Want hy het vir my 'n gees gegee van liefde. Hy het my 'n gees gegee van krag. Hy het my 'n gees gegee van selfbeheersing. Ek moet dit ter harte neem. Ek moet dit my eie maak, sê hy. En nou sê hy, as jy hierdie jou eie maak, sal ons, Jesus en die Vader, sal ons na hom toe kom en by hom woon. En ek dink ons mis hierdie, dat dit wat Christus aan die kruis gedoen het, die feit dat hy ons nuut gemaak het, ons skoon gewas het, gereinig het, die huis voorberei het, sodat wat kan gebeur, sodat hulle kan intrek en by my kom woon. Dat dit nie van jou afhang nie,
maar dit alles afgehang het van hom, wat dit vir ons vermag het. Hy het my hart kom skoonvee. Dit is reeds skoon deur wat hy gedoen het. En nou vat ek hierdie ter harte, wat hy vir my sê. Hy sê, Abri, weet jy wat, as jy my liefhet, sal jy ter harte neem wat ek vir jou sê. Jy sal dit jou eie maak. Jy sal glo dat jy nuut is, dat jy wedergebore is, dat jy 'n kind van my is, dat ek vir jou die reg gegee het om kind genoem. Jy sal dit ter harte neem, dat jy nuut is, dat jou uitdrukking anders is. Jy sal dit ter harte neem, en dit is die resultaat van dit wat jy ter harte neem. Ek kom woon by jou. Hy is teenwoordig. So as ek nou droog maak, dan trek hy nie uit nie. Nee, hy vat nie sy tasse en loop nie. Hy het kom intrek. Oor wat? Oor die bloed wat my en jou gereinig het hy kom intrek. Hy woon in my en jou. Sy teenwoordigheid, dis wat hy sê, julle sal krag ontvang. Die teenwoordigheid van God is by ons. Nou, as ek en jy lees, wag 'n bietjie, so ons is lig en sout vir die wêreld. Hoekom? Want Jesus Christus homself het kom woning maak in my en jou. Johannes 1 wat sê, en hy is lewe. En hierdie lewe is die lig vir die wêreld. As die lewe in my en jou is, hy help ons om hierdie duidelik te maak, en ek en jy het nodig om 'n besluit te neem. Neem jy dit ter harte? Want dan, Hebreërs, wat ons laasweek na gekyk het, die laaste 3 weke na gekyk het, 13 vers 5, wat sê ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie, word 'n realiteit. Hy sal jou nooit verlaat, want hy's by jou. Dis nie wat jy doen nie, wat veroorsaak dat hy intrek nie. Ek het altyd hierdie ding gehad. Okay, so nou moet ek my bes draai, Here, want jy moet net by my bly. Want as ek droog maak, dan trek jy uit. Nou moet ek net weer okay wees, sodat jy kan intrek. Dis, waar is hy nou? Nee, hy het kom woning maak in my en jou, en daarom as hierdie realiteit word vir my en jou, wat word hy van ons, wat Hebreërs skrywer sê? Hy word my helper. Hy word my helper. Jy sien, dis nie 'n ervaring dat ek het dat die Here teenwoordig is nie. Dis die effek wat die Here op my lewe het. Die feit dat hy my helper is, dat hy my nooit sal begewe, nooit verlaat nie. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, hy is met my, sy stok en staf. Dit lei my. Ek kom by 'n plek om te besef, al gaan ek deur die ergste rou in my lewe, of die sterkste siekte in my lewe, wie is by my? Hy is by my. Hy gee my die krag om wat te doen. Vader en Seun help my om deur dit alles. Dit is nie 'n gevoel nie. Dit is 'n ervaring nie. Dit is wat ek weet, want ek het dit myne gemaak. Beteken selfs as ek nie die ervaring het nie, weet ek hy is met my. Ons sing baie keer liedjies wat gaan oor Here kom, woon, al hierdie goed, en dit maak ons de mekaar, van waar is hy? En wat Jesus kom doen is, hy kom help ons om hierdie vas te maak, dat die fondasie reg is, om te besef, daar is nie 'n tyd soos 'n droë tyd. Maar wat my skok baie keer is dat ons het baie keer meer 'n sens van die teenwoordigheid van die duiwel. As 'n sens van die teenwoordigheid van God. Ek hoor hoe ons baie keer praat oor hierdie goed. Jy weet, die duiwel is ligtig, hy sal weer besig, om my lewe om te krap. Dan vra ek die vraag, waar is die God wat in jou is? Waar is die helper wat hy dan gesê het sal met ons wees? Hoe dink ons daaroor? Want ek dink ons praat baie keer teenstrydig ten opsigte van hierdie goed. Hy is my krag, hy is my sterkte. Dis die beeld natuurlik van 'n seilboot, en ek weet nie of jy al bietjie na 'n seilboot gekyk het nie, maar
maar die seil maak nie die wind nie. En sonder die wind kan die boot nie vaar nie. Maar die ding is, hierdie seil moet natuurlik reg wees, sodat die wind dit kan gryp en wat? En in 'n rigting gaan. Die wind is die aanvoerder, en ek dink baie keer in ons lewe wil ons nie die effort insit om die seil reg te hê nie. Wanneer hy sê dat ek en jy het 'n gees van liefde en krag en selfbeheersing, is dit 'n oefening komponent. Ek en jy moet dit beoefen in ons lewe, ons moet liefde beoefen. Want hoe gaan dit ontwikkel as ek en jy dit nie beoefen? Is dieselfde met krag. Is hierdie oomblik wat ons gebruik om te sien hoe ons deur hierdie lewe kan gaan, oor die gees van God wat hierdie seil van ons blaas. Hierdie word my nuwe realiteit. Die koninkryk is hier. Die koning is in my lewe. Daarom het ek selfbeheersing, maar ek moet dit oefen. En ek dink vir my en jou, om dit regtig 'n realiteit te maak in ons lewe, het ons nodig om in 'n spesifieke ritme te kom. En Markus 1:15 help ons met hierdie ritme. Hoor wat sê hy? Dis Jesus, hy het gesê, die bestemde tyd is vervul. Dit wat beloof is, het gebeur. Dit het plaasgevind, die koninkryk is hier. En die koninkryk van God is op hande, en dan sê hy twee goed, bekeer julle en glo die evangelie. Ek dink ons sukkel baie keer met die goed wat ons hoor. Want dis die ding, ons lees baie keer om te verstaan, maar geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord van God. As dit nie gaan oor Christus nie, dan mis ons eintlik dit wat hy vir ons wil sê. Hierdie gedeelte wys altyd na wie hy is. Ek is. En ek en jy moet dit ontdek. As ons nie hoor wat sê Jesus nie, gaan ons altyd 'n klomp ander goed in ons lewe inbring wat nie daar moet wees nie. Maar wat sê Jesus vir my en jou? Hoor jy wat hy vir jou sê? Hoor jy wat hy oor jou verkondig? Het jy al by daai plek gekom dat jy regtig daarna luister? Dis wat hy vir hulle sê. Die koninkryk is op hande. Bekeer julle en glo die evangelie. En ek dink wanneer ons hierdie woordjie bekeer, dan is dit altyd daai ding, van ek moet my weer wegdraai, ek het nou weer droog gemaak, nou moet ek my weer wegdraai, en op die einde van die dag besef ons nie eintlik hierdie woordjie metanoia beteken om my gedagtes te verander, te vernuwe. Daar's so mooi gedeelte wat vir ons sê, luister man, jy gaan mos nie by 'n spieël en dan kyk jy na jouself en jy besef, okay, hier's 'n bietjie 'n make-up smudge, jy weet, lippies is nie mooi nie, nou nie vir mans nie, daai, maar die maar die gedeelte is, jy stap ons net al weg en kyk jou das is skeef en jy weet, my beltjie vas en wat ook al, en jy loop al, daar is baie kinders wat daarmee wegloop, en dan vergeet hulle broek hang hier, maar die realiteit is, is dat ons by 'n plek kom en hy sê, jy loop ons nie weg daarvan en doen niks omtrent nie. Ons word juis voor hierdie beeld van Jesus Christus gebring, sodat ek myself in hom kan sien, en dan sê hy, verander na jou gedagtes oor wie hy is. Dis wie ek en jy is. Hy het ons net kom skep, hy is die proto van ons. En soos ek in hom kyk, word ek verander. Hoe word ek verander? 2 Korintiërs 3:18. Soos die Gees dit aan my gee. Van heerlikheid tot heerlikheid. Ek metanoia. Dis daai oomblik in die oggend wat ek wakker word. En ek erken sy teenwoordigheid. Want ek verander my gedagtes. Al voel ek nie, hy is hier nie, Here, weet ek, hy is by my. Want hy is in my. Waar ek gaan, gaan hy. Waar hy gaan, gaan ek. Ons is een, soos wat hy gesê het. Maar hy sê, glo dit. Glo dit. Ek weet nie hoe sukkel ons baie keer met hierdie ding nie. Want ek dink ons hoor dit nie.
Ons hoor nie genoeg nie. Waar hoor ek dit? Ek hoor dit in sy skrif. Ek hoor wat hy vir my sê deur sy skrif. En wie bevestig dit? Die Heilige Gees. Hy sê, die Gees in my gees, wat doen hulle? Hulle getuig oor die effek wat dit het, dat hy nou in my lewe is, ek glo dit. Of voel ek dit nie, glo ek dit. Ek erken dit deur dit te bely, oor my lippe moet dit gaan. Hy sê in Romeine 10, vers 9, sy bely dit met jou mond, dat hy Here oor is my lewe. As ek opstaan, bely ek oor my lewe. Here, U is Here oor my lewe. Jesus, dankie dat U teenwoordig is. Ek glo dit vandag, ongeag wat ek beleef, want dit is nie 'n gevoelstorie nie, dit is 'n geloofstorie. En ek maak dit in my hart vas, want hy sê, hoor gou, as ek hierdie in my hart vasmaak, ek hom liefhet met alles, wat gaan gebeur? Hy gaan woning maak, hierdie word 'n realiteit. Dit is my nuwe realiteit. Ek is 'n nuwe mens. En op die einde van die dag ontdek ons, dis hoekom Jesus hierdie tafel vir ons gegee het. Jesus bring sy disippels bymekaar. En hy sê, dis my liggaam vir jou. Johannes help ons met hierdie gesprek om te sê, dis genade. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Ek is die brood van die lewe. Jy sien, as ek en jy dit eet, dan word ons nie honger nie, want ons honger word gestil. Deur wie? Deur hom. Ek is die brood van die lewe. Daarom neem ons die brood, want dit herinner my aan wat Christus vir my kom doen het. Dat dit is nou die lewe in my. Jesus self gesê, van brood alleen kan ons nie leef nie, maar van elke woord wat uit sy mond uitkom. Leef jy van elke woord wat uit sy mond uitkom? Want ek dink baie keer is ons so ingestel op wat die wêreld se woorde is, dat ons leef meer van dit as van God se woorde self. En ons word beïnvloed daardeur. En ons trek goed uit mekaar uit dit wat ander sê, maar ons gaan nie na die bron toe nie. Hy sê, ek is die Logos. In die begin was die woord, en die woord was by God. En dit wat ontstaan het, het ontstaan deur, en niks wat bestaan het sonder hom ontstaan nie. Hierdie Jesus Christus wat ek en jy van praat, het kom woning maak in my en jou. Dis sy brood wat vir my en jou lewe gee. Dis elke woord wat uit sy mond uitkom oor my en jou. En dan sê hy, dis die nuwe verbond, dis my bloed vir jou, hoe is ek en jy gereinig? Hy sê hierdie gesprek met Nikodemus, as jy nie uit water en gees gebore het, dis een geboorte. Die bloed het my en jou kom reinig, sodat hy kan intrek, sodat hy by my en jou kan wees, sodat ek jy en dit kan sê vir mekaar, dat hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. Die Here is my helper. Ek wil volgende vir jou vra, glo jy hierdie? Glo jy wat God sê oor jou? Miskien het jy vanoggend by 'n plek gekom wat jy moet metanoia. Jy het dalk nodig om volgens jou gedagtes te vernuwe oor wat God oor jou sê. En is dalk net die oomblik vandag as ek en jy na die nagmaaltafel toe gaan, dat jy vanoggend vir eens en altyd hierdie nuwe realiteit kan vasmaak in jou hart. Dis sy liggaam vir jou. En vir my. Dit vul my. Dis sy bloed. Vir my en jou. Dit reinig ons. Daarom kan ek
bely dat Jesus Christus vlees geword het. Van die Gees het kom intrek oor die bloed wat gegiet is vir ons. Jy sien, miskien is dit volgende nou net daardie oomblik waar jy moet gaan en sê, Here, help my net weer om te hoor. Help my dalk volgende om te vergeet die dinge wat agter my moet wees. En help my dat ek my kan uitstrek na wat voor my is. En hy is voor my, hy is gekroon met eer en heerlikheid. Here, dit gaan oor U en daarom hoor ek volgende, want aan U is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Dit beteken U woord is geldig. Dit beteken U woord het die grootste krag. Alles sal vergaan, maar U woord sal bly staan. En daarom, Here, neem ek volgende hierdie brood. Want dis U woord. En daarom drink ek die wyn. Want dis U bloed. En ek metanooi al vandag, Here. Ek metanooi al vandag. Ek vat hierdie as my waarheid. Ek verander my gedagtes vir wat U sê, Here. En ek glo dit met my hele wese. Nee, hoor, toe maak nie. Here, dis net U wat kom doen wat ons nooit kon nie. En ek bid vir elkeen hier vanoggend, Here. Ek bid spesifiek vir mense wat nog nie glo dat U kom woning maak het nie. Deur die Gees het U kom intrek. Ek bid regtig vanoggend, Here, dat hierdie in ons harte sal val. Dat ek kan nie bely dat U vlees geword het as U nie in my is nie. Dis U Gees en my Gees wat oor hierdie getuig. En mag ons vanoggend ons gedagtes vernuwe, want U is dalk van ons, Here, wat nog nie hierdie ons realiteit gemaak het nie. Ons glo U is nog op 'n afstand, ons moet nog 'n klomp goed doen, sodat U ons kan aanvaar, sodat U ons kan ontvang. U is dalk nog volgend daardie prentjie wat ons sê, dat U staan by die deur en klop, en wie sal oopmaak, U sal inkom, en U sal kom woning maak, Here, en dat hierdie volgende realiteit word, dat U kom intrek deur U Seun Jesus Christus, wat aan die kruis vir ons kom sterf het, sodat ons nuut gebore kon word van bo. Here, dat ons nie meer die ou is nie, maar nou die nuwe. En dat die Gees hierdie in ons verwek. Die wind waai soos hy wil, Here. Hierdie is 'n geheimenis, maar dis wat U sê. Dis wat U kom doen het. Ons volgende aan die nagmaaltafel te gaan, Here, dat hierdie brood 'n nuwe betekenis vir ons het. Dat dit ons kom vul. Elke woord wat U oor ons sê. Dis U bloed wat ons kom reinig, dis die nuwe verbond. En dat ons hier vanoggend kan uitstap met die wete, God is teenwoordig. Hy is met ons. Elke dag, elke oomblik. Hy sal ons nooit begewe en nooit verlaat nie. Want U is ons helper. In Jesus se naam. Amen.